Vriende, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Wat 'n wonderlike voorreg om die Bybel in ons eie taal te mag hê. Nou as u so 'n bietjie gaan terugkyk na die geskiedenis van die Bybel en hoe ons die Bybel verkry het en hoe die Bybel saamgestel is, dan eer ons die Here dat dit 'n kosbare Bybelboek is en soos die Bybelskrywer vir homself sê, die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daarom, die boek in u hand is 'n kosbare boek, bevlek met die bloed van baie martelare. Baie mense het gesterwe om hierdie Bybelboek, vriende, te kry in die vorm waar hy vandag is. 39 Ou Testamentiese boeke, 27 Nuwe Testamentiese boeke, 66 geïnspireerde boeke, wat die Heilige Gees vir ons kom gee het, geskryf deur skrywers, wat die Here lief gehad het, en kom ons open ons ore, ons harte, om te luister na wat die Here vir ons deur sy woord wil kom leer. Vanmôre gaan ek met u praat oor die tema God self sal die kromlyne reguit trek, en ons vind dit daar uit Spreuke 14, vers 18 tot 21, meer in besonder gaan ons kyk na vers 19 tot 21, maar ek wil net so ietsie nog sê oor vers 18, en dan sal ons verder gaan. So kom ek lees die verse, vers 18 tot 21, dan praat ons bietjie vanmôre oor die gedagte, God self sal die kromlyne reguit trek. Vers 18 sê die eenvoudiges kry sotheid as 'n erfenis, maar die skranderes word met kennis gekroon. Die slegtes moet buig voor die goeies, en die goddelose by die poorte van die regverdige. Die arme word self deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk. Wie sy naaste verag doen sonde, maar hy wat medelee het met die elendiges, hy is gelukkig. Nou vriende, ons het by die vorige geleentheid bietjie met u gepraat, daaroor die gedagte in vers 14, en vers 15, wat gaan oor die eenvoudiges glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe, en nou sê vers 18 vir ons weer, die eenvoudiges verkry sotheid as 'n erfenis, maar die skranderes word met kennis gekroon. En u sal onthou ek het vir u gesê, en ek moet dit net weer vir u noem, hierdie hele vers gaan oor die gedagte van die eenvoudiges. Die Bybel praat ook van die foolish, or the simple, die sonder kennis en verstand uit God se woord. Hulle glo elke woord en hulle glo elke janrap in sy maat, en die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat hulle hartseer in hulle lewe beerf. Aan die ander kant sien ons die skrandere, of die ene wat verstandig is. Hierdie persoon weeg die woorde van ander op voor hy besluit neem. Hy's nie oorhaastig of naïef nie, en die gedagte het baie duidelik deurgekom by ons laaste oordenking, dat ons baie versigtig moet wees, dat ons mense sal wees dat ons verdiep in die woord, sodat ons nie bekend sal staan as 'n eenvoudige, wat vir elke janrap in sy maat val en ons lewens deurboor met baie smarte nie, maar dat ons verstandig vanuit God se woord sal optree, elke woord sal toets, elke woord sal weeg, en dan ook met wysheid en insig sekere optrede sal loods. Daarom is het belangrik dat ons hierdie waarheid sal raak sien. Nou vers 19 tot 21 leer vir ons die slegtes moet buig voor die goeies en die goddelose by die poorte van die regverdige. En nou sê jy dadelik vir my, maar ou Gerard, dit gebeur nie. In hierdie dag en tyd waarin ons onsself bevind, is die boosheid aan die orde van die dag, en die goddelose maak net wat hulle wil, en hulle regeer hierdie land, en hulle regeer besighede, en hulle regeer arme mense se huise, en dis asof die armes voor die ryke skryp, en wat maak ons met hierdie vers? En ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, en ek gaan vir u net so kortliks uit die woord hierdie saak bietjie meer verlig, sodat u kan verstaan wat Salomo hier vir ons wil sê. U sien wat hierdie vers eenvoudig vir ons wil kom leer is, dat daar sal 'n dag aanbreek, dat die Here die kromlyne reguit sal trek. Hoor dit staan in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3. Weet julle nie, dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Jy sien, die apostel Paulus is besig om met die gemeente in Korinthe te praat, en hy kom leer vir hulle dat God die kromlyne reguit sal trek. Daar gaan 'n dag aanbreek, vriende, dat die Here sy kinders op daardie regterstoel sal sit, waar hulle saam met hom die wêreld in geregtigheid sal oordeel, waar hulle kant gekies het by die waarheid van die woord, waar hulle uit genade gered is deur Christus, en saam met hom die wêreld en selfs die gevalle engele sal oordeel. Daarom, hierdie vers gaan eenvoudig oor dit wat in die toekoms lê. Daar gaan 'n dag aanbreek, vriende, dat die Here die kromlyne reguit sal trek, waar die Here die goddeloses op hulle knieë sal bring, dat hulle met hulle tong sal bely, dat die Here God is. En hy sal vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie. En hy sal vir hierdie mense sê,
En dit gaan nie noodwendig, vriende, altyd oor arm met geld nie. Maar die Bybel sê vir ons, hierdie mense wat verdruk was deur ander, wat kinders van die Here was, wat verdruk was. En die Bybel sê die Here sal daardie lyne reguit trek. Dink maar aan die ryk man en Lazarus. Die ryk man, skatryk, die Bybel sê dat Lazarus het begeer om hom te voed met die krummels wat van die ryk man se tafel afkom. Ryk man sterwe, hy ken die Here nie. Die Bybel sê hy ly smarte in die vlam. Lazarus, kind van God, alhoewel hy arm was op aarde, die lyne word reguit getrek. En hy is aan die boesem van Abraham en hy ontvang God se heerlike rus. Daarom gaan nie oor arm en ryk per se nie, maar oor die gedagte dat die Here die lyne sal kom regtrek. Moenie neerkyk op 'n ander persoon nie. Want vers 19 en 20 verduidelik verder, die slegtes moet buig voor die goeies en die goddelose by die poorte van die regverdige. Die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk. En dan sê vers 21, wie sy naaste verag, doen sonde. Maar hy wat medelee het met die elendiges, hy is gelukkig. So vers 20 leer vir ons die verkeerde gebruik. Dat mense wat ryk is, dink dat arme mense is niks nie. Hulle kyk neer op hulle verag hulle spot hulle praat agter die hand van hulle, en selfs soms in hulle gesig bespot hulle en beskimp hulle. Die Bybel sê vir ons in vers 21, dit is sonde. Daarom sê die Bybel, as jy dit doen, sal God die lyne reguit trek. Sal die Here jou eendag voor die gerig bring, en sal jy eendag voor hom gaan staan om rekenskap te gee van jou lewe. Want die Bybel sê, hy wat medelee het met die elendiges, hy is gelukkig. En ek gaan vir julle 'n paar verse uit Spreuke lees om jy af te sluit, om te sien wat die Here oor hierdie bepaalde saak vir ons wil sê. Spreuke 14 vers 31 sê, wie die geringe verdruk, versmaad sy maker, maar hy wat hom oor die behoeftige ontferm, eer hom. Kan u die gedagte sien? Die Here is baie duidelik en hy is streng oor hierdie saak, dat ons nie moet dink ons is beter as ander en ander verag, omdat ons op tydelike gebied miskien bo hulle uitgestyg het en meer as hulle het nie. Want die Here sê hy self is 'n wreker oor hierdie dinge en hy sal die kromlyne kom reguit trek. Spreuke 19 vers 17 sê, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here en hy sal hom sy weldaad vergelde. En vriende, hierdeur wil die Bybel nie vir ons kom leer dat elke man wat by 'n roebord betel of elkeen wat staan met 'n bakkant moet ons voorgee nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. As jy die beginsel deurvat aan die Nuwe Testament toe, sê die Here ons moet vir ons huisgenote sorg en dan vir die familie van die Here, die gereddes, die weergeborenes, daardie oom en tannie in die gemeente wat sukkel of daardie man of vrou wat werkloos geraak het. Ons verantwoordelikheid is om hierdie mense nie te verdruk of na hulle toe neer te kyk nie, maar om hulle op te tel en op te bou. En dan sê die Bybel vir ons baie duidelik, wanneer ons ontferm oor die arme, leen ons aan die Here. Spreuke 28 vers 27 sê, wie aan die arme gee, sal nie gebrek ly nie, maar hy wat sy oor toemaak, word swaar vervloek. U sien, die Here gee vir ons, sodat ons op ons beurt weer kan gee vir hulle wat behoeftig is. En daardeur sê ek nie, gee alles weg wat jy het nie. Daar is mense in die verlede wat dit gedoen het, en ek dink nie dis 'n Bybelse beginsel nie. Die Here gee vir ons juis in die dae van voorspoed om op te spaar. Ons het nou die dag daaroor gepraat uit die boek Spreuke, om op te spaar vir die dae van armoede, die dae van stryd, die dae wanneer die krag nie meer daar is om te werk nie, en ons het nodig, 'n inkomste nodig, waarmee ons onsself moet onderhou. Maar dit beteken ook nie dat ek glad nie vir iemand iets moet gee nie. Daarom, vriende, is dit noodsaaklik om mense wat jy ken, wat jy weet, is arm, kry swaar. En jy weet, dis nie mense wat hulle tyd en hulle geld verkoos met sonde nie. Dat jy ook jou sal ontferm oor daardie mense en vir hulle sal gee. Want jy sien, die oomblik wanneer ons dink ons is beter as ander, die oomblik wanneer ons dink ons sosiale status in die samelewing, laat ons 'n bietjie hoër uitstyg bo ander en ons kan neerkyk op ander, dan loop ons die gevaar dat God ons sal oordeel. Dat die Here die vloek oor ons sal bring. Dat die Here vir ons sal vergelde die optrede van ons teenoor ander mense. Daarom is hierdie verse eenvoudig, dit wat ons gelees het. Vriende, dat wie sy naaste verag doen sonde, wie medelee het met die mense in nood, met hom gaan dit goed. Mag die Here vir ons genade gee, want u sien, dan gaan 'n dag aanbreek dat God self die kromlyne reguit trek. As jy vanmôre miskien in ellende sit omdat jy met sonde besig is, as jy miskien jou geld en jou inkomste en dit wat die Here aan jou toevertrou het vermors omdat jy met sonde besig is, stop daarmee. Moenie op ander mense teer omdat jy met sonde besig is nie.
Maar as jy vanmôre iemand is wat min het en miskien hard werk en jy het nie dit baie breed nie, dank God vir wat hy jou gee. En vertrou die Here dat hy sal voorsien, ook deur hulle wat meer het as jy. As jy vanmôre baie het, dank God daarvoor. Eer hom vir die wysheid wat hy jou gegee het, die genade en die krag om dit te kan verkry en vriende, wees liefdevol en wees genadig teenoor ander, want die Bybel sê, as jy in die armer leen jy aan die Here en hy sal jou self vergelde. Mag die Here genade gee, as ons eendag voor hom kan gaan staan, dat ons uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Jy is 'n goeie rentmeester van dit wat ek aan jou toe vertrou het, gaan in die vreugde van jou Heer. Mag die Here vir ons genade gee, mag hy vir ons wysheid gee, sodat ons ook sy woord kan verstaan en dit ter harte neem. Groete vir u seun, mooi dag verder, tada.